Katrein Jansen Vrensburg, graad 11, Hoërskool Alderrein, Afrikaans voorbereid. Martin Luther King Jr. het eendag gesê, aan die einde gaan ons nie net die woorde van ons vyande onthou nie, maar die stilte van ons vriende. Voorsitter, ek wil vandag die bil by die horings pak. Ek wil die roofvoël se vlerke knip. Ek wil my stem dik maak, terwille van duisende wie se stemme reeds stil gemaak is, en vir die gemiddeld van 85 stemme, wat daagliks volgens statistiek in Suid-Afrika stil gemaak word. Dames en here, daar is voortdurende polemiek oor die toekenning van parool aan moordenaars en verkragters in Suid-Afrika. Vandag is ek hier nie net om aggressief die gemaklike leen uit te daag dat elke paroolvol sy vlerke verdien nie, maar ek sê, parool vir verkragters en moordenaars in Suid-Afrika moet heeltemal van die tafel afgevee word. Eerstens glo ek dat parool 'n ernstige polemiese risiko inhou vir openbare veiligheid. Tronke is veronderstel plekke van rehabilitasie te wees, maar kom ons kyk na die statistiek, wat nie langer onder die mat ingevee kan word nie. Op 22 September 2025, by die Nasionaal Paroolhersieningsberaad, het die minister van korrektiewe dienste, Dr. Pieter Groenewald, 'n bom laat bars. In slegs 1 jaar in Suid-Afrika het 209 vrygelate paroolvoëls weer moord gepleeg en 330 het weer slagoffers verkrag, terwyl hulle veronderstel was om gerehabiliteer te wees. Hoe kan die Suid-Afrikaanse regstelsel dit toelaat, dat roofdiere wat bewys het dat hulle in staat is tot uiterste geweld, weer in die samelewing toegelaat word? Tweedens sê ek, dat die staat deur die toekenning van parool oorlewende slagoffers weer slagoffers maak. Die oomblik wanneer die volkshek oopgeswaai word die slagoffers en hul families beroof van 'n gevoel van welstand, sekuriteit en veiligheid. Ek lees op Marula Media die artikel van 6 Julie 2023. Alison Botha se aanvallers, 'n gevaar vir die samelewing, geskryf deur die bekroonde joernalis Janice Du Plessis, oor Alison Botha wat op 18 Desember 1994 ontvoer, verkrag en 37 keer in die maag met 'n mes gesteek is. Na 17 sny na haar nek is hierdie verminkte vinkie vir dood agtergelaat. Maar sy het oorleef. In die 1995 grondwetlike hofsaak van Alison Botha, naamlik S. Wisse se Toyn ander, het regter Chris Jansen na die geweldmisdadigers Frans de Toyn teenskreur gekyk en hul van nature boos genoem. Hy het hulle tot lewenslange tronkstraf gevonnis met die aanbeveling dat hulle nooit parool sou ontvang nie. Tog het die Vrylatingsraad die regter se waarskuwing geïgnoreer en hierdie paroolvoëls het in 2023 hul vlerke gekry. Maar nou vra ek, is hierdie Suid-Afrikaanse stelsel so arrogant dat hierdie paroolvoëls se vrylating bo Alison se fisiese en emosionele welstand gestel is? Ja, die parool is na publieke druk opgehef en haar 2 aanvallers is terug tronk toe. Maar die polemiese vraag is, was dit nodig dat Alison nou ook 'n slagoffer moes wees van 'n regstelsel wat dink dat jy 'n wrede roofvoël in 'n vriendelike vinkie kan verander? Van presies wanneer af het boosheid 'n vervaldatum? Laastens glo ek vas dat die besluitnemers in paroolsake heelwat beter gekeer moet word. Kragtens artikel 74 van die korrektiewe wet 111 van 1998 bestaan voorwaardelike vrystellingsrade vir parool, hoofsaaklik uit lede van die gemeenskap en nie noodwendig uit regs- of kriminologiese kundiges nie. In 'n radio-onderhoud op Voice of Cape op 25 September 2024 sê kriminoloog Dr. Elizabeth Grobler dat Suid-Afrika se voorwaardelike vrystellingsraad worstel met uitdagings, hoofsaaklik as gevolg van 'n tekort aan opgeleide kriminoloë in die Suid-Afrikaanse korrektiewe dienste. Ek dink aan die opspraakwekkende moordsaak van Oscar Pistorius wat wêreldwye polemiek veroorsaak het. Riva Steenkamp se ouers moes by al die verhore teenwoordig wees en moes keer op keer die staat smeek om hom agter tralies te hou,
terwyl dit in werklikheid eerder 'n opgeleide kriminoloog en regskundiges hanteer moes word om hierdie herhaalde trauma vir oorlewende slagoffers te verlig. Voorsitter, ek stem saam met Martin Luther King Jr. en sê, ons moenie net die stilte verbreek nie, maar die waarheid moet hard en duidelik verkondig word. Ek sê, wanneer parol gegee word aan roofdiere, dan gee hulle nie net 'n tweede kans nie. Jy gee hulle tweede slagoffer. Die skrif is reeds lankal animeer en is nou tyd dat parol vir geweldmisdadigers in Suid-Afrika se vlerke vergoed geknip moet word. En dit is die polemiese waarheid. Dames en here, kom ons praat vandag die waarheid. En niks anders as die waarheid nie. Indien jou ouers of jou kinders wreedaardig verkragt of vermoor moes word, sou jy steeds sê, gee hierdie misdadigers 'n tweede kans. Terwyl ek praat vandag, en ek sê, ek sou nie. Punt.